Vriende, goeiemôre. Lyk julle so 'n bietjie vaak vanmôre. Wie laat rugby gekyk, hè? Okay, ja, ons almal het maar so 'n bietjie tot die laaste gekyk. Dis dan lekker as 'n mens se span se nommer het, nê. Nee. So daar was baie voor die tyd gepraat oor die Springbokke en hulle het mos gesê ons het eintlik in die Wêreldbeker die Franse net gewen en al die dinge en ons het dan nog gisteraand vir hulle gewys hoe speel ons rugby. Maar voel julle happy vanoggend? Of is julle nie happy nie? Ja, ons moet opgewonde wees, dis lekker, né? Dis goed. Liewe vriende, baie welkom vanoggend. Dit is lekker om julle te sien. Ons begin so 'n bietjie die jaar afdraai. Die jaar begin uitloop. Die jaar staan einde se kant toe. Desember kom nader. Julle ken mos die hele sê ding rondom Desember. Desember kan jy nie eintlik reken as 'n maand nie, want dit is net bitter vinnig verby. So ons is vanoggend is dit ons kategese afsluiting. Ons kategese maak klaar vir die jaar. So ons kinders, daar's 'n lekker verrassing vir julle vandag. En ons gaan sommer lekker na die tyd saam kuier daar onder die bome. Daar's 'n lekker bederf ook vir die groot mense en vir die kinders vandag. So ons gaan sommer net lekker dit saam geniet. Die reëling gaan nou wees die graad 1 tot 2tjies en 3tjies gaan weer by my kom saam sit saam met die graad 4, 5 en 6 met kindertyd en daarna gaan hulle uitgaan solank die graad 1, 2 en 3s en die ander groter kinders gaan net na die tyd na die diens gou agterbly. Daar's iets wat ek met julle wil reël en dan gaan julle bederf ook daar wees wat ons vir julle gaan doen. En dan vriende, is dit nagmaal. Ons het die wonderlike voorreg om vanoggend na nagmaal te hou. Indien jy nou ingekom het en miskien 'n besoeker hier by ons is, ons reëling is ons deel dit nie uit nie, jy neem dit sommer daar in die middel of by die voordeur is daar nagmaal of in die galery ook. So indien jy nog nie gekry het, jy kan die gerus vir u gaan help met dit. So ons gaan later in die diens nagmaal vier. Dit is altyd 'n voorreg om die nagmaal saam met medegelowiges te vier. Die Here Jesus het dit juis ingestel om vir ons te herinner dat ons nie alleen is nie. En wanneer ons daai bietjie brood eet en hy bietjie wyn drink of druiwesap drink, dan versterk dit ons geloof en te weet dat die Here juis dit vir ons gedoen het. Vriende, ek sien hier's 'n paar besoekers by ons vanoggend. Het jy almal gegroet daar waar jy sit of is jy 'n vreemdeling vanmôre hierby? Moenie so vreemd voel nie. Groet die mense daar langs jou of voor jou. Sê net vir hulle hallo. As jy mense nie ken nie, stel jouself voor. Jy kan later nommers uitruil as jy wil, maar kom ons groet net vir mekaar vanoggend. Hallo Susan, baie welkom. Daar sê, vriende, ons laaste afkondiging van my kant af en dit is dat die 30ste November is ons groot afsluiting vir die jaar. Maak solank al 'n aantekening, die 30ste November, die aand 7:00 is ons Kerssangdiens. So dit dinge loop nou vinnig daarna daai rigting. So maak solank 'n aantekening dat ons daai aand is ons eintlik groot afsluiting vir die jaar. Is ons jaarlikse Kerssangdiens. En ek wil vir Susan sê dankie vir die moeite wat jy doen elke jaar met die Kerssangdiens en ons sien uit ook na dit. Vriende, dit is heerlik om by mekaar te kan wees. Mag jy vanoggend ook iets beleef van God se hartklop vir jou, want die Here gee vir jou om en die Here is vir jou baie lief. Kom ons raak stil voor die Here in hierdie oggend en kom ons hoor net opnuut, wat wil hy vanoggend deur sy gees vir elkeen van ons sê. Kom ons raak stil voor hom. Hemelse Vader, vanmôre kom buig ons laag by U. Ons kom kniel voor U, Here, want ons weet om U te ken oortref alles in waarde.
Here, dankie dat ons die voorreg het om vanoggend aan 'n nagmaalstafel as 'n gemeente te kom aansit. Dankie dat U hier teenwoordig is en dat U met elkeen van ons 'n afspraak het. Mag ons opnuut vanmôre U hartklop hoor. 'n Hartklop vir sondaars, vir gebroke mense, vir stikkende mense. Mag ons opnuut dit beleef. Amen. Die Here is my lig en my redding, vir wie sou ek bang wees? Liewe gemeente, wees gegroet met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle. Mag julle dit vandag saam met ons beleef en ervaar as die Here julle groet in hierdie mooi Sondagoggend. Amen. Vriende, kom ons begin deur onsself toe te wy aan die Here met hierdie lied, Wees stil en weet. Wat 'n wonderlike lied om onsself voor te berei voordat ons gaan saam lees. Vriende, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie Here dat ons opnuut weer die voorreg het om uit U woord te kan lees. Dankie Here dat ons gemeente kan wees wat kan funksioneer, wat geroep is, wat gestuur is om in hierdie wêreld U koninkryk te laat kom. Dankie dat ons ook vanoggend aan 'n nagmaalstafel kan aansit en mekaar se geloof kan versterk. Here, dankie vir U genade wat so wyd en diep en groot is. Ons kan dit nie eintlik begryp nie, Here. En as ons nou vanmôre kom saam lees, mag ons opnuut daardeur aangeraak word. Ons dink aan hulle wat siek is in ons gemeente, Here, hulle wat behandeling kry, hulle wat dit mee beter gaan as gevolg van die behandeling en ons eer U daarvoor. Maar ook hulle wat uitdagings in hulle gesondheid beleef. Mag U vir hulle vashou in hierdie tyd. Mag hulle U nabyheid op 'n besondere manier beleef. Ja, Here, en dan kom ons op ons knieë en ons kom bid vir ons pragtige land en ons streek, ons klein Karoo wat op die oomblik baie droog begin raak. Wat daar baie uitdagings is. Ons kom vra dat U vir ons ook U hemelse reën, die water sal stuur, wat ons nodig het, maar ook die plante en die diere en die natuur. Here, mag ons opnuut in hierdie tyd ons afhanklikheid teenoor U bely en besef. Mag ons maar net weet, Here, ons kan nie een tree voor die ander gee as dit nie U wil is nie. Dankie dat ons daarmee kan lewe en daaraan kan vashou. Seën ons in hierdie oggend. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is, soos ek vir julle al genoem het, vir die kinders genoem het, ons is by daai verhaal in Lukas 19 wat 'n baie aangrypende verhaal is en dit is, ek dink hy maak 'n baie mooi kinderbybel storie. Saggeus wat in die boom gaan inklim het. En kom ons lees daar vers 1 tot 10 die volgende saam. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus. Nou die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien,
maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom hy op en sê vir hom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbeld terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Vriende, net tot sover mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte seën, as ons 'n bietjie daaroor met mekaar gaan saampraat. Nou vriende, die afgelope tyd het ek so 'n bietjie met Lukas stil gestaan. Ons het met mekaar 'n paar tekste gedeel rondom Jesus se opmars, as ons dit so kan stel, sy optog na Jerusalem toe. Nou hierdie verhaal van in Lukas 19 is die laaste van Jesus se verhale wat plaasvind met interaksie met mense voordat hy nou Jerusalem toe ingaan, en ons almal weet wat in Jerusalem met Jesus gebeur het. So met die gevolg is, hier kry ons 'n verhaal van 'n man wat bitter graag vir Jesus wil ontmoet, wat gehoor het wie hierdie Jesus is en wat hom wil sien. Maar hy het 2 probleme. Die een is, hy's te kort. So hy kan nie daar tussen die skare deurbeweeg en te sien, maar dis soos Jesus nou lyk nie. Jy het mos nou al in daai situasie beland, as jy by 'n konsertuitvoering is, hoop jy lukt nie in die kerk nie, maar dan sit iemand voor jou wat jy nou nie kan sien nie, weet? In die tye toe ons vrouens so hoede gedra het, nee, dan moes jy mooi gaan sit om te kyk, dat daar nou nie 'n tannie met 'n groot hoed voor jou sit nie, maar in elk geval, maar Saggeus wou Jesus sien, hy het hierdie hartsbegeerte gehad om Jesus te sien. Maar die ander probleem wat Saggeus gehad het, is die werk wat hy gedoen het. Hy was 'n tollenaar. Kan ek dit maar sê, hulle tollenaars is gesien as die skuim van die aarde. Is 'n klomp skelms. Die mense het hulle gehaat met 'n passie. Die Bybel sê jy moenie haat nie, maar in die Bybelse tyd is die tollenaars gehaat, omdat hulle skelms was. En hier kom hierdie man, en hy wat 'n tolle, hy's nogal 'n hooftollenaar, met die gevolg is, hy moes ander ouens onder hom gehad het. Hy kom en hy wil Jesus sien. En hy maak 'n plan. Hy besluit toe, hy gaan boom klim. Want dit is die beste ding om te kan doen. As hy daarom 'n bietjie kan hoogte kry, gaan hy Jesus kan sien. Liewe vriende, hoe ernstig is ek en jy in 2025 om Jesus te sien? Hoe groot is ons begeerte om God beter te leer ken? Is ek en jy bereid om tot die ekstreem te gaan, selfs in 'n boom in te klim, om God te kan sien, om Jesus te sien? Of het ons lewe maar net eenvoudig so gemaklik geraak, dat alles werk so mooi uit en, ek hoef nie te veel moeite te doen nie. Die grootste moeite wat ek moet doen is om sonnaandoggende op te staan en kerk toe te gaan, myself mooi te maak en kerk toe te gaan. Hier kry ons 'n verhaal van iemand, en Lukas skryf dit juis vir ons, om te laat verstaan, dat Saggeus wou met alle geweld, as ek dit so kan stel, met alle begeertes in hom, die Here ontmoet. Nou Jerigo is 'n ander Jerigo, hy is van die ou stad Jerigo wat in die Ou Testament is. Die Jerigo het net so eentjie verder ontwikkel. Dit was deel van 'n handelsroete, soos 'n groot stad. Maar interessant is, dit is so 30 kilos van Jerusalem af. So Jesus moes nog 'n paar kilo stap voordat hy in Jerusalem kom.
Maar die interessante ding van Jerigo is, die stad is 250 meter onder seespieël. As seespieël hier is, dan is dit onder seespieël. Nou die ander plek wat nog verder onder seespieël lê in Israel is die Dooie See, né? Ons ken almal dit. Maar wat interessant is dat hierdie stad wat onder seevlak lê, wat baie uitdagings beleef, wat semi-woestyn is, 'n groot handelsstad is. En in hierdie stad kry jy verskeie mense en veral die tollenaars het baie gefokus op die stad omdat daar rykdom was. En hierdie ou Saggeus besef, hy's in die moeilikheid voor God. Hy's in die moeilikheid want hy was nie eerlik met sy lewe nie. Hy het nie die regheid en nou pad gestap nie, as ons dit so kan stel nie. En Jesus kom en hy gaan staan stil. En hy kyk op. Hy sê vir hom, luister hier, ek wil vir jou kom kuier. Vriende, hoeveel meer kom die Here nie ook vanmôre en hy kom staan by jou stil. En hy kyk en hy sê ek wil vir jou kom kuier. Want ek het gekom, wat sê vers 11 vir ons, vers 10 sorry, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore gaan. Die Bybelkommentaarskrywer sê dat hierdie vers 10 van hoofstuk 19 is die kern van die Lukas Evangelie. Dis waaroor Jesus se bediening gaan. Ek het gekom sodat ek kan soek en red wat verlore gaan. Vriende, op 'n oggend soos hierdie waar ons later aan die nagmaalstafel gaan aansit, roep die Here jou opnuut. Hy nooi as te ware jou uit. Kom, ek wil by jou tuis gaan. Saggeus was 'n sondaar. Saggeus het niks gehad om op te staan nie. Hy was 'n skelm, hy was 'n misdadiger. En tog kom staan die Here Jesus stil by hom en sê, ek wil jou beter leer ken. Vriende, dit is genade. Dit is die genade wat God aan ons kom openbaar. Dit is God se hartklop. God se hart klop vir elkeen van ons, want hy wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Hy wil nie hê mense moet seer kry en swaar kry nie. En tog sukkel ons in hierdie lewe met baie uitdagings. Met gesondheid, met finansies, met persoonlike lewe, verhouding, so kan ons dit opnoem. Maar ek wil vanmôre opnuut by jou kom stil staan en by jou smeek en sê, maak net daai hart oop. Hoor net die hartklop van God. Want dit is wat hy met Saggeus gedoen het. En Saggeus se lewe het radikaal verander. Die Here Jesus, Saggeus het nie die Here, alhoewel hy die Here gesien het, maar hy het nie gekies nie. God kies hom, die Here Jesus kies hom. Ek lees weer daai vers, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. God is konstant besig om te soek en te red. Waar is jy vanmôre? Sit jy dalk in 'n boom van skuldgevoelens? Of is jy in 'n vlakte van woestyn, van ek is alleen, ek is eensaam? Maak nie saak wat jy vanmôre beleef nie. Die Here Jesus kom staan stil by jou, soos wat hy by Saggeus stil staan, en sê, ek wil by jou tuis gaan. Nou hierdie opmerking het geweldige kan ek sê verdeeldheid veroorsaak. Die mense het gesê, wat gaan hier aan? Dis 'n skelm daai. Hoe kan die Here by hom tuis gaan? En dis juist daar waar die Lukas Evangelie vir ons wil kom help, om vir ons te laat besef, dat die Here Jesus gekom het, vir hulle wat stikkend is, hulle wat seer het,
hulle wat alleen voel. Mag die Here by elkeen van ons kom stil staan, ook in hierdie môre. Ek wil afsluit met die aanhaling van Annie Lamott wat sê, Annie Lamott, soms lees ek verkeerd, ek verstaan nie die misterie van genade nie, behalwe dat genade ons ontmoet waar ons is, maar ons nie los waar dit ons gevind het nie. Is dit nie wonderlik nie? Op 'n manier verstaan ons nie al die goed nie, maar al wat ons kan sê, genade, die Here Jesus los jou nie daar waar hy jou gevind het nie. Die Here is vir jou baie lief. En hy wil by jou tuis gaan. Nooi hom in. Laat hom toe. Sodat jou lewe ook soos Saggeus verander kan word. Amen. Kom ons gee tyd vir stil gebed. Ja, Here, ons sit met baie goed in ons gemoed. Ons gedagtes hardloop met ons weg. En dan is ons ook maar soos Saggeus, Here, wat net U wil sien, maar nie altyd weet hoe nie. Mag ons vanmôre opnuut, wanneer ons die nagmaal gaan gebruik, Here, iets sien van U hartklop, van U genade, wat ons nie uitlos nie. Wat ons kom optel, wat ons kom heel maak, en ons kom dra. Seën ons in hierdie oggend saam. Amen. Vriende, ek wil vra dat ons hierdie volgende lied sal sing. Ons staan, en daarna bly ons sommer staan vir die geloofsbelijdenis, voordat ons die nagmaal gaan instel. So kom ons staan en sing ons hierdie lied tot eer van die Here. Vriende, kom ons bely hardop ons geloof wat ons inglo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit, baie dankie. Vriende, ek wil vra dat voordat ons die nagmaal instel, dat u die sakkies sal oopmaak, wat ons koster en sy vrou altyd vir ons so mooi verpak, en dan net die brood daar uit kan kry. Dan sal ek nou vir ons die instelling doen. Het jy brood? Vriende, kom ons raak stil voor die Here, as ons saam met tafelgebed doen. Ja, Here, as ons in hierdie oggend kom, dan is ons die bewus dat om die nagmaal te vier, is nie maar net nog iets wat ons doen nie. Met hierdie klein stukkie brood en bietjie wyn en druiwesap, kom vier ons, Here, die prys wat U betaal het. Kom vier ons die vergifnis van sondes. Kom vier ons die verandering in mense se lewe. Want Here, wanneer U opdaag in ons lewe, wanneer U kom kuier en soos by Saggeus tuis gegaan het, kan ons nie meer dieselfde wees nie. Dankie vir dit, Here. Seën dan nou, wanneer ons die nagmaal gebruik, seën dit in ons liggame, Here. Maak ons so ontvanklik en oop daarvoor, dat ons hier sal uitstap as nuwe mense. Dis ons gebed in hierdie oggend. Amen. Liewe vriende, as jy die brood neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat die Here Jesus se liggaam vir jou sondes stikkend gebreek het, sodat jy kan lewe. Vriende, as ons die beker van danksegging neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy bloed vir jou sondes gevloei het en die prys betaal het, sodat jy kan lewe. Kom ons sê vir die Here dankie. Dankie Here dat U ons nou gevoed het. Dankie dat ons kon deel hê aan hierdie feesmaal. En dankie Here dat U teenwoordig is en dat U in ons lewe teenwoordig is. Mag ons opnuut die invluistering van die Gees in hierdie tyd hoor en beleef. Amen. Vriende, ons sê vir almal baie dankie wat gehelp het met die voorbereiding van die nagmaal en ook die gereed kry daarvoor. Ons gaan afsluit. Ons laaste lied is lied 493. Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding. Vriende, daar's heerlike koffie en tee en die kan lekker daar kuier. Daar's ietsie bederf by. Die kinders bly net agter asseblief. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied.
Liewe vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in die Here se liefde en genade. Die genade van God, Jesus Christus se liefde en die Heilige Gees se troos sal by julle elkeen wees en julle vul met sy vrede. Amen.